Jy het basies al in die laerskool begin om vergelykings op te los. Toe hulle vir jou getalsinne gegee het met blokkies of streepies of vraagtekens. Toe in graad 7 het hulle begin met X en Y wat jy nou moes oplos met inspeksie. En stelselmatig het die vergelykings nou maar al hoe moeiliker geraak tot in graad 10 waar jy kwadratiese vergelykings moes oplos. Wanneer jy nou in graad 11 is en ons kyk nou spesifiek na vergelykings in graad 11, dan moet jy nou onthou, daar kom nou 'n hele paar ekstra goed by. So nou kom tegnieke soos substitusie of die K-metode kom by, daar kom eksponensiële vergelykings by. Jy moet byvoorbeeld dink in terme van die kwadratiese formule, vierkantsvoltooiing. So jy moet al daardie verskillende tegnieke moet jy nou in gedagte hou, dat jou eksponente kan nou breuke raak byvoorbeeld, en jy moet regtig patrone begin raak sien, maar die beginsel van los op vir X, sodat jy op die einde van die dag, X is gelyk aan iets, dit bly dieselfde. Dis net die manier hoe jy daar kom wat bietjie meer kompleks en gecompliseerd raak. So wanneer jy nou kyk na elke van hierdie vergelykings, dan moet jy nou raak sien, as jy nou kyk na daardie eerste vergelyking byvoorbeeld, wat presies dit is. Dis 'n 3-term, dis 'n kwadratiese vergelyking, los op vir X. By nommer 2 sit jy met 'n algebraiese breuke in 'n vergelyking. So die tegniek om daar te gebruik is om regdeur te mal met die KGV. En onthou nou net in 'n vergelyking werk dit, nie in 'n algebraiese breuk sonder is gelyk aan, net in die vergelyking. Maar jy kan regdeur mal met die KGV, want dan in een stap raak jy ontslaaf van die breuke. En dan is jy terug by gewone kwadratiese vergelyking. As ons kyk na vraag nommer 3, dan sal jy sien daar is nou eksponente by betrokke, die veranderlik is in die eksponent. So jy moet nou maar net dit hanteer soos 'n eksponensiële vergelyking met faktorisering. Dan by vraag 4 bring hulle nou die konsep van ongelykhede in. Nou onthou 'n kwadratiese ongelykheid is anders as 'n lineêre ongelykheid. Met 'n lineêre ongelykheid hanteer jy hom presies soos 'n gewone vergelyking. Jy kry X kleiner as of X groter as. En jy moet net onthou dat wanneer jy deel met 'n minus, dat die ongelykheidsteken mos maar net omswaai. Maar met 'n kwadratiese ongelykheid moet jy baie versigtig wees, want nou het jy mos daardie twee hakies en dan kan jy dit nie oplos soos 'n gewone kwadratiese vergelyking nie. So tipies wat jy daar sal doen is die paraboolmetode. Daar is 'n alternatiewe tegniek vir die tabel, maar die tabel is kompleks en dit is eintlik maar net as daar 3 hakies is of 2 hakies bo en 1 hakie onder of iets soos dit, wat jy die tabelmetode hoef te doen en gewoonlik word dit nie vir jou gevra nie. Meeste van die tyd sit jy net met 'n kwadratiese ongelykheid soos hierdie, so dis die paraboolmetode, wat jy maar net 'n parabool moet visualiseer om op te kan los vir daardie kwadratiese ongelykheid. Dan het ons gelyktydige vergelykings waar jy moet oplos vir X en Y. En dan graad 9, toe jy begin het met gelyktydige vergelykings, het jy nog die meeste van die tyd die metode van eliminasie kon doen. Van daar af aan, graad 10 en graad 11 en graad 12, is die metode van eliminasie baie skaars. So maak seker dat jy verstaan hoe die metode van substitusie werk vir vraag 5. Dan by vraag 6, sal jy sien daar staan korrek tot 2 desimale syfers. Dis 'n giveaway, dadelik, dit sê dadelik vir jou, jy moet die formule gebruik in daardie vergelyking, om op te los vir X. Daar is nie 'n kort pad nie, die kans dat hulle vir jou daardie stukkie sal gee van desimale plekke met gewone faktorisering, sodat jy kry X is gelyk aan 2 of X is gelyk aan 3 is so skraal, dat dit sal omtrent nooit gebeur nie. Daar sê hulle sommer vir jou van die begin af, gebruik die kwadratiese formule, of as jy wil kan die vierkantsvoltooiing ook gebruik, maar die kwadratiese formule is maar baie vinniger as vierkantsvoltooiing. Dan, by vraag 7, praat hulle nou van wortel, maar dis nie aard van die wortels nie. Onthou, die oplossing van jou kwadratiese vergelyking, daardie X is gelyk aan iets, of X is gelyk aan iets anderste. Die ander naam vir daardie oplossing is die wortels van die vergelyking. So al wat hulle daar vir jou sê, is een van die twee antwoorde wat jy gaan kry, is dan -1. Gebruik dit om dan nou die ander waarde van, of die ander oplossing van die vergelyking te kry. En dan die laaste vraag in hierdie oefening, daar by vraag 8, sê hulle, los die volgende vergelyking op, en nou staan eksponente wat breuke is. So jy moet mooi kyk na wat daar gebeur in die eksponente, want daar sal jy sien, is 2 op 3, en daar is 1 op 3. En 2 op 3 is eintlik maar net 1 op 3 maal 2. So jy het eintlik daar 'n kwadratiese vergelyking, wat jy moet oplos met die K-metode. Dis my tip aan jou, gebruik die K-metode by vraag 8.